Goeiemôre, baie welkom by kerk. Dis vir ons hier in die VK belangrik om as SA gemeente ook op so 'n manier met julle kontak te hê. Dis vir ons belangrik om die woord by jou te kom neersit. Ons is by Londen en Maidstone, begin ons hierdie Sondag met 'n reeks om te sê alles begin hier. En ons gaan Genesis 1 tot 4 met mekaar saamlees. Die storie van hoe God met die mens begin. God met die wêreld begin, God met die mens begin. Hoe God mense by mekaar uitbring en wat ons as mens dan maak met God se skepping. Vanoggend net hierdie gedagte dat alles begin by hierdie skepper God. Voordat ons gaan saamlees, kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat hierdie woord lewe. Dankie dat hierdie woord die heeltyd besig is om in ons harte te kom lewe bring, om ons nie te maak. Dankie dat ons nooit op 'n punt hoef te kom en te gaan stop nie. Maar dat ons weet, u woord en u gaan aan en u gees werk en dit vorm ons en is besig op hierdie oomblik, op hierdie plek waar ons is om te werk. Here, maak ons harte oop vir u. Maak ons lewens oop vir u, Here. Ons bid dit om u naam alleen. Amen. Gewoonlik werk geloof so dat as dit sleg gaan en ons deur swaar goed gaan, dan begin ons die moeilike vrae vir God vra. As dinge nie uitwerk nie en die lewe swaar is, dan wonder ons, maar hoekom gebeur dit? Hoekom laat God toe? Waar is God? Hoe werk God? Hoe moet ons sin maak van wie hierdie God is? En waarom help hy nie? As God so sterk is, en as God na ons gebede hoor en daarna luister, hoekom gryp hy nie in? Hoekom gee hy nie vir ons wat ons vra nie? En dis hierdie moeilike vraag wat maak dat ons soms twyfel aan God en hoe God is en of God goed is. 400 jaar voor Christus was die Jode in ballingskap en leef hulle in Babylonië. En daar het hulle stories gehoor van ander gode, hoe ander gode geskep het, hoe ander gode werk. En hulle is in 'n wêreld waar daar verskillende verklaringe is vir die lewe en verskillende antwoorde is vir hierdie moeilike vrae in die lewe. En dan word vir hulle gevra, en wat glo julle? Hoe is julle God? Wat glo julle oor julle God? En hulle antwoord kom dan in 'n vorm van 'n gedig, nie in fyn uitgewerkte teologiese argumente. En hulle sê, dis wat ons glo van ons God. En dalk moet ons net daar stop, vir mekaar sê, maar wat glo jy oor God? Hoe is jou God? Waar is jou God? En dit is hulle storie. Kom ons gaan lees dit. Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe het God gesê, laat daar 'n gewel wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei, so het dit gebeur. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, so het dit gebeur. Toe het God gesê, laat daar hemelligte wees, om dag en nag van mekaar te skei. So het dit gebeur. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemel gewelf oor die aarde vlieg. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Toe het God gesê, kom ons skep die mens as ons verteenwoordiger, en so het dit gebeur. Die storie van die skepping, en as ons hierdie storie lees, dan lees ons patrone en herhalings, en gedagtes wat oor en oor voorkom, soos 'n goed uitgewerkte gedig. 10 keer lees ons God het gesê. 5 keer lees ons God het gemaak, God het geskep. En dit was goed, 6 keer. En dit was môre en dit was aand,
6 keer. So het dit gebeur. So die patrone en die ritme en die herhalings wil vir ons iets meer wys as net 'n klomp feite. En daar is allerlei verklaringe vir hierdie skepingsverhaal. Daar is allerlei verklaringe en vrae oor die skepping, oor presies hoe dit gebeur en hoe lank het dit gevat en hoeveel dae was dit gewees. Hoe lank gelede het dit plaasgevind. En net as ons 'n greep op hierdie verhaal begin kry en dit vir onsself begin sin maak, dan lees ons Genesis 2 wat 'n tweede skepingsverhaal is. 'n tweede weergawe van dieselfde storie. Watter een is reg? Of was die punt bloot om op 2 verskillende maniere na dieselfde skepping te kyk en raak te sien dat hierdie God wat op 'n manier werk, is groter as wat ons dink, as wat ons in die eerste plek verstaan het. Want een storie is nooit genoeg om vir ons te vertel van hoe amazing hierdie groot God is nie. Die eerste verhaal oor die skepping vertel vir ons van die skepper God. 25 keer lees ons die naam Elohim voor, die naam vir die God wat skep. En as ons die tweede skepingsverhaal lees in Genesis 2, en ons gaan dit oor 2 weke doen by Meisen in Londen, dan lees ons van die verhoudingsgod, Jahwe. 'n God wat vir ons leer wat dit beteken om mens te wees. Maar later meer daaroor. Die punt van Genesis 1, wat ons heel eerste moet raak lees, is dat agter die hele skepping, agter alles wat gebeur in die skepingsverhaal, staan 'n skepper God, Elohim, wat lewe moontlik maak. Of, in antwoord op al die vrae wat die Babilonië mense vir die Israeliete gevra het, sê hulle, hierdie is ons God. Hier is die begin, God. Interessant, die woord Elohim is 'n meervoudsvorm. 'n enkelvoud woord sou in elk geval nooit groot genoeg gewees het om die grootheid van hierdie God saam te vas te vat. Hierdie God is groter en meer as die kategorie wat ons in taal skep om hom in te pas. Hierdie is die begin God. Die eerste God. 25 keer lees ons die woord Elohim wat beteken God wat lewe en lewe gee. God wat aktief betrokke is, God wat aktief betrokke raak, wat lewend maak. God wat skep, God wat aanhou skep. God wat die heeltyd skep, die Hebreëse woord is bara, waar ons die woord bar vandaan kom. Selfs na die skepping hou hierdie God aan om lewe te skep, om lewend te maak. Hy is selfs besig om vandag in ons harte en in ons lewens te werk. Die skepper God. Die skepingsverhaal is 'n herinnering aan God wat hierdie wêreld begin. God wat met ons begin. En God wat agter die skepping sit, staan, werk, is. 'n amazing God. En ons kan nie die skepingsverhaal lees sonder om eers daar te begin nie. Anders mis jy dit. En vir die Jode in ballingskap wat hierdie gedig neerskryf, was dit waarin hulle vashou. Maar ook waarin hulle identiteit vind, want hulle sê, ons is God se volk, ons is Elohim se volk, ons is die volk van die God wat skep. Van die kreatiewe God wat die heeltyd besig is om te werk, wat maak en praat en sien, wat weet, dis ons God. En met ons begin, soos hy met die wêreld begin, juis as daar chaos is, as dit donker is, as daar nie lewe is nie. En hoe klein menslik is ons, om kategorieë en boksies te maak, om te probeer verklaar hoe God skep en wat God skep en hoe dit moet agter mekaar loop en presies hoe lank dit gewerk het. En dan is dit vir ons bewyse van hierdie God en ons mis dat hierdie God klaar lankal besig was met ons, met hierdie wêreld. Dat dit sy wêreld is. Hy is God. Die verhaal wat ons begin lees het in Genesis 1,
Kom sê vir ons dat die God, die skepping begin op 'n punt toe die aarde onbewoonbaar, woes en leeg was. Lewe was nie moontlik nie. Kom ons sê vir mekaar, lewe sonder God is nog steeds nie moontlik nie. Daar was geen toekoms nie, geen struktuur nie. Die mooie woord is daarvoor is chaos. Ons kan nie daar woon nie. En dan die woorde wat daarna volg is woorde om dit te verduidelik. As hy sê dit was donker, daar was duisternis. Donker maak ons bang. Ons weet donker is waar die skelms werk, donker is waar jy goed wegsteek, waar jy skaam is. Donker vertel van onsekerheid, van ons kan nie sien nie, ons weet nie hoe vorentoe nie, ons weet nie waarheen om te gaan nie, ons leef maar voel en hoop dit werk uit. Die aarde was bokant diep waters en vir die Jode van die Ou Testament mens was diep water onheilspellend. Dit het hulle bang en onseker gelos. Dit het gemaak dat hulle gevoel het hulle is uitgelewer aan magte waaroor hulle geen beheer het nie. Ons ken die geweld van vloedwaters, van tsunamies, vloede. Ons weet wat dit kan doen. En dan lees ons dat God se gees, sy ruach oor die water sweef. God is daar. God weet. En die lewende God skep en maak lewe moontlik. Hy bring orde en struktuur. En lewe en plekke en op tye waar daar chaos is. Dis sy karakter. Hy is Elohim. So die vraag is, waar is daar chaos in jou lewe? Waar is daar nie struktuur nie? Waar loop goed deur mekaar? Waar is jy bang, onseker? Waar weet jy nie wat vorentoe gaan nie? Gaan terug na Elohim toe, die God wat skep. Lewe begin daar. Wat moet ons hoor? Wat wil hierdie skepingsverhaal vir ons leer? Wat moet ons uit hierdie skepingsverhaal uit saamvat? Hierdie patrone en beweging is ook hoe God met ons werk. God se herhalende kies om betrokke te wees en te bly in ons lewens. God se voortdurende ons neem van chaos na orde, na lewe wat moontlik word in 'n verhouding wat ons met hierdie God kan hê. Die patroon het nie verander nie. So nee, die skepping is nie, ons is nie toevallig hier nie. Die skepping is nie 'n sameloop van omstandighede van atome wat op 'n onverklaarbare manier toevallig by mekaar kom nie. En lewe begin het nie. Presies die saak wat geen wetenskaplike meer deesdae ontken nie. Is nie toevallig nie. So ons mag glo, God se gees is hier. God se dieselfde gees wat van die begin af daar was, wat weet van ons chaos, en ons deurmekaar, en ons onseker, en ons donker, en ons nie weet nie. Dis waar, en wanneer God in ons lewens inkom, en begin skep, of lewe gee, of nuwe lewe begin. Ons is nie die auteurs van lewe nie. Ons is nie in beheer nie. Die lewe draai nie oor ons en ons kategorieë en boksies waarin ons God wil insit en waarin ons God probeer verklaar nie. Om die skepping te verstaan, moet ons eers gaan stilstaan by die skepper God. Moet ons eers hierdie skepper God erken vir wie hy is. En stil word voor hom, met die verwagting dat hy gaan skep, en dat hy sy skepingswerk gaan aanhou, in jou lewe, in my lewe, in ons gemeente. Kom ons vat dit, kom ons gaan leef daar. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat u die skepper God is, en dat u in ons lewens, in ons chaos, in ons duisternis, en in ons onsekerheid gaan skep, lewe gaan bring. Dankie dat u bly werk. Dankie dat u nie afgeskrik word deur ons chaos nie. Dankie dat u die een is wat agter alles staan
en agter alles besig is om iets nuuts te maak. Doen dit ook in ons harte en in ons lewens. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons het geleentheid om vir die Here dankie te sê, om ons offergawes te bring. Julle sal sien, die opsies is beskikbaar. Ek wil daarom net dankie sê vir elkeen wat gee, vir elkeen wat bydra. Dis julle bydraes wat kerk moontlik maak. Het is my gebed dat as jy hier opstaan en wegstap, dat jy sal weet dat God se Gees saam met jou gaan. Dat God besig is om jou hart te werk, dat God hierdie woord sal vat en in jou lewe nuwe lewe sal bring. Mooi loop. Almighty, most holy God, faithful through the ages, Almighty, most holy Lord, glorious Almighty God. The beasts of the field, the birds of the air, are silent to call on your name. The earth has no voice, and we have no choice but to magnify God unashamed. Let the rocks be kept silent for one more day. Let the whole world sing out, let the people say, Almighty, most holy God, faithful through the ages, Almighty, most holy Lord, glorious Almighty God. While time marches on, with innocence gone, and the darkness has covered the earth, but His Spirit still dwells, He speaks, it is well, and the hopeless still offered new birth. He will break the leash of death, it will have no sting. Let the prisoner go free, join the dance and sing. Almighty, most holy